Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, ons ken nou die Springbokke seker goed en na die rugby en alles, praat ons nou nie oor daai Springbokke nie, ons praat maar van die wat ons daar in die Kalahari sal kry. En liewe vriende, ons paar interessante dinge is hulle spoed waarteen hulle hardloop teen 'n snelheid van 80 tot byna 90 km/h. En dit maak hulle dan een van die vinnigste landdiere ter wêreld dan ook. Wanneer hulle spring, liewe vriende, kan hulle 'n geweldige ver sprong dan ook gee. Dit word gesê dat hulle 3,5 meter hoog kan spring en 15 meter ver kan spring. Verder wat die albei geslagte betref, is albei geslagte het horings, die liervormige swart horings wat hulle het. Die ramme se horings is dikker en langer tot 48 cm wat dit dan ook lank is dan. So lieve vriende, baie interessant oor die Springbokke dan ook, besondere dier en geen wonder, dis ook so ons nasionale dier dan ook. So wil ons dan vanoggend ook met u deel oor 'n wonderlike saak en dit gaan oor vrede, liewe vriende. Die Here weet hoe belangrik is vrede en dat 'n mens vrede moet hê met mekaar en met die Here ook sekerlik baie belangrik dat ons dit sal hê. En in Markus 9 vers 50 het die Here gesê: "Die sout is goed, maar as die sout soutloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar." So baie belangrik hierdie groot saak en boodskappe wat ons sekerlik al gehoor het oor die sout wat in ons moet wees, maar ons moet ook vrede hou met mekaar. Ja, ons lewe moet ander na die Here Jesus toe trek, belangrik dat dit so sal wees, en deel daarvan is, wat sal dit help as ons lewe ander na die Here toe trek, maar ons het nie vrede met die Here en met mekaar as kinders van die Here nie. Ons deel nie dieselfde belange nie, ons staan nie vir dieselfde sake nie. En in daardie vrede van die Here moet ons sekerlik groei en toeneem. Die psalmskrywer sê in Psalm 85 vers 11: "Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar." Hierdie sake gaan hand in hand, liewe vriende, geregtigheid, om in die regte verhouding met die Here te wees, om te weet dat jy geregverdig is, en dat jy sekerlik jou skuld uitgewis is voor God. Dit maak sekerlik dat daar vrede sal wees. Hierdie dinge ontmoet mekaar, dit kan nie anders nie. En dis die enigste manier om waarlik vrede te hê. Wanneer jy die vrede van God in jou lewe ervaar, dan sal jy ook hierdie vrede so ervaar dan. Dan is daar 'n teksvers in Lukas 24 vers 36 wat sê: "En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle: vrede vir julle." Ja, die Here wil hê dat jy vrede moet hê in die eie hart en die eie gemoed. Ons mag baie ander goed nie hê nie. Ons mag nie eer of rykdom of aansien of enigiets van die aard hê nie, lieve vriende, maar vrede kan elkeen van ons hê. En dit is juis hierdie vrede wat God kom gee, wat ver bo dit is wat die wêreld kan bied. Die wêreld se vrede is nie waarlik vrede nie, maar die Here gee waarlik innerlike vrede. In Johannes 14 vers 27 staan daar: "Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle." En dis hierdie vrede wat u moet najag en nasoek om te sê: Here, hierdie vrede wil ek hê in my hart en lewe. So liewe vriende, as u nie vrede op hierdie stadium in die lewe ervaar en ondervind nie, is die antwoord eintlik net die volgende: gaan maak eers vrede met die Here. En wanneer jy met die Here vrede gemaak het, sal die ander vrede van self kom. God sal dit vir u gee. Mag jy die Here so vertrou, mag jy so met hom deurgaan. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons hierdie vrede nie kan afwerk of op 'n ander manier kry nie, maar in die genade en die liefde kom gee u dit vir hulle wat u daarom kom bid. En wil u dit nie ook so vandag vir mense gee, dat hulle ook vrede met u kan hê, vrede met mekaar, en ons dankie vir dit wat u doen. Amen.